Hallo my vriende, Johannes kyk in die hemel in. Hoe gaan dit wees eendag in die hemel? Hoor hierso, hy kyk in die hemel in, hy sien die troon. Iemand sit op 'n troon, hy heers, hy regeer. Dit is Jesus Christus. Dan vertel Openbaring van baie dinge van hoe die stad Babylon, die bose, verwoes gaan word in die nuwe Jerusalem, al daai dinge. En dan na alles, Johannes sien die man op die troon. En dan hoor Johannes die man uit die troon. Dis die eerste keer in Openbaring dat Jesus self praat. En wat sê Jesus in die einde van Openbaring 21? Wat sê Jesus as hy die eerste keer praat? Hy sê 'n baie bemoedigende ding. Dis mos die doel van Openbaring om mense wat swaar kry, wat vermoor word, wat 'n teerstander het, wat deur 'n groot ding gaan, om hulle hoop te gaan. Hy sien God op die troon vir Jesus en dis al klaar wonderlik. En dan sê Jesus vir mense wat swaar kry, met die doel om hulle bietjie op te pep, jy weet, hy sê vir hulle kyk, in Engels behold. Hy sê kyk man. Openbaring 22, daar staan dit, ek maak alles nuut. Is 'n wonderlike ding vir iemand wat swaar kry, wat 'n teestander het, wat deur 'n baie groot ding gaan, om te weet dit wat was, Babylon, boos, godloos, goddeloos, dit is verby. Die Here sal daarmee hanteer. En dit wat kom is in die Here se hand. Dis vir jou, as jy in iets is of was of sal wees, vir Christene wat swaar kry, die wonderlikste, mooiste woorde ooit om te weet, Jesus sê die eerste ding wat hy sê, uit die hemel uit, van die troon af, is vir jou, kyk, ek maak alles nuut. En dan die tweede ding wat Jesus sê, kyk, ek kom gou, ek maak alles nuut. Maar dit gaan gebeur, en dit gaan gou gebeur. En dan praat die boek oor 'n baie belangrike ding. Hy sê, dit wat in die boekrol staan, jy moet daarna luister. Daar staan, Jesus seën elkeen wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Jesus sê, kyk, ek maak 'n nuwe bedeling, 'n nuwe plan vir jou, en ek kom gou, maar wat jy moet doen, is om na die woord van God, die woord van God te luister. Kyk, sê Jesus, luister na die Bybel, die laaste woorde voor hy terugkom, luister na die woorde van God, en die Here sal jou seën. Hy sê in Openbaring 22 vers 10, moenie hierdie woorde geheim hou nie, hoor. Moenie hierdie profesie geheim hou nie. As jy dit doen, sal jy gestraf word. Sê vir die mense. Daar kom 'n nuwe bedeling, 'n wonderlike uitsig van iemand wat swaar kry. En Jesus kom gou, maar jy moet luister na die woorde van hierdie boek. Baie belangrik. Kyk, mense lewe het 'n momentum, met 'n manier, jy het 'n patroon, jy het 'n manier van lewe. In Openbaring 22 staan daar baie duidelik. As jy op 'n manier lewe, Openbaring 22 vers 11 sê dit baie sarkasties. Daar staan, wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Baie sarkasties staan in Openbaring, as jy verkeerd doen, as jy nou maar 'n manier het, as jy nou lank al iets doen, as jy aangaan met goed wat nou nie, wat kwaad is, as die woord sê Openbaring, as jy aangaan met kwaad doen, doen dit nou maar. Maar jy moet weet, as die Here op die hemel, en hy kom gou, en as jy nie die woorde gehou het van die boek, sal jy geoordeel word. So, gaan nou maar aan met die goedjies. Openbaring sê daar's 2 boeke in die hemel. Die een boek is die mense met die bose se kant. Hulle het die dier se merk 666 op hulle hand. En wat wil sê, dis mense wat verkeerd lewe. En wat hulle doen, Jesus Christus hou fyn administratief, hy doen 'n inskrywing van die verkeerde goed. Daar's 'n boekietjie in die hemel van die verkeerde. En dan is daar 'n ander groep mense, hulle het nie die merk van die dierie, hulle het die merk van die Vader en die Seun op hulle kop, is die Here se kinders, die disippels van die Here. En wat hulle doen, die goeie dade van die regverdiges, dit word in die ander boekietjie opgeskryf. En dan praat Openbaring van 2 opstandings. Die een opstanding sal die wees van die wat verkeerd gemaak het, en hulle boekietjies sal oopgemaak word, en vir hulle sal dit 'n bittere warme tyd wees, sonder enige rus, hulle sal so moeg wees dat jy kan toer. En dan word die Here se kinders
sal opstaan. En hulle boekietjie sal opgemaak word en daarin sal aangeteken word die dade, die regverdige dade van die kinders van die Here. En op grond daarvan sal die oordeel van die Here geskied. So die Here sê 'n groot waarskuwing. Gaan maar aan, gaan maar aan, gaan maar aan, maar jy moet weet, jy weet wat gaan gebeur. So die opdrag in Openbaring is 'n groot hoop, dit gee baie hoop en ook terselfdertyd 'n groot waarskuwing. Moet nou nie, hou op. Beëindig, moenie daai pad stap nie. As jy die pad van die Here stap, dan sê die disippels, die kinders van die Here in Openbaring 22, kom Here. Ons het nie vrees nie, ons het nie verskrikking nie, kom asseblief Here. En dan sê die Here, maar ek sê mos, ek kom gou. In die laaste sin van Openbaring, antwoord die Here se kinders en sê, Amen. Mag dit so wees. Amen. Ek gaan jou seën, mag die genade van Jesus, die liefde van die Vader, die Heilige Gees by jou wees. Amen.